Wat 'n vreugde om altyd saam te reis uit God se woord hier by Ekerk. Ekerk is uitverkoop aan Jesus sigbaar, voelbaar en verstaanbaar. Vir 24 jaar al kan jy glo is Ekerk digitaal grondvlak oral beskikbaar. Ekerk is die kerk wat gebeur waar ook al jy is. Ons glo Jesus is lewendig en daarom is Ekerk agterna lewend. Mag jy ook dit beleef as deel van hierdie groot familie wat op so baie plekke reg oor die wêreld en Suid-Afrika saamkom en die Here dien. Here, gee dat U naam eer en lig en heerlikheid sal ontvang. Gee dat U grootheid en U heiligheid altyd ons klem sal hê. Laat U naam verheerlik word, U koninkryk kom, U wil geskied en U woord weer klink in die naam van Jesus. Amen. Ons tema vandag, skuif jou kyk, jou dink en jou doen Godwaarts. Dit is William Blake, die bekende Engelse digter, wat geleef het van 1757 tot 1827, wat gesê het, "As a man is, so he sees." Soos 'n man is, so sien hy. Dis tydloos waar. Ons sien wat ons verwag om te sien. Ons oë is nie neutraal nie. Ons brein leer ons oë wat om te sien, wat om eerste te sien, wat om die langste te sien. Ons brein rig ons kop af en ons oë af om te sien wat die voorgrond in ons gedagtes en in ons harte is. Daarom gaan ons dit raak sien wat in ons harte lewe. As ons omgesukkeld en omgekrap is, gaan ons oë omgekraptheid en omgesukkeldheid eerste raak sien. Ek dink ek het al verwys na Julia Roberts se karakter in die film Pretty Woman, wat ons almal goed ken. Onthou jy die karakter Vivian? Dan sê sy so op haar eie Engels, "The bad stuff is easier to believe. You ever notice that?" Sy kom maar gesê het, easier to see. Ons het die geneigtheid om te oorleer aan negatiewe kant, maar te onderleer wat betref positiewe dinge, wat betref die Here se dinge. Ons kan vir jou 50, nee 100 skakerings van donkerte vertel. Ons kan vir jou die nuutste donker vertel wat in die wêreld gebeur. Maar wat goeie dinge betref, het ons net nie hierdie geskakeerdheid en hierdie diepte nie. Goeie nuus is gewoonlik vir die media slegte nuus. En ons word nie gehelp deur eie tydse kunsmatige intelligensie en deur die algoritmes, daardie wetenskaplike dinge wat hulle gebruik om te kyk waarna kyk jy en waaroor praat jy nie. Maar die een ding wat ons agterkom deesdae is dat daar so 'n nuwe beginsel geld in kunsmatige intelligensie, in KI, naamlik enrage to engage. Dit skep, dit trek negatiewe dinge, dit trek vrees, dit trek woede en dit gee vir jou eensidige posisies en dis wat jou oë raak sien. Die bekende neurowetenskaplike Gregory Hansen is bekend vir sy woorde waarna ek ook al verwys het, dat our brain is like Teflon and Velcro, like Teflon for good and Velcro for bad. Met ander woorde, Velcro trek aan en hou, Teflon laat verbygaan. Goeie dinge gaan net so by ons verby. En daarom skryf Hansen, "Strong negative stimuli produce more activity in our brain than do those equally intense positive ones." Dit moet 'n ou se aandag trek, hierdie woorde. Jou brein het meer indringende stimuli wanneer negatiewe dinge op jou brein se radarskerm is, as wat dieselfde soort positiewe dinge het. In gewone taal, as daar 'n baie goeie ding gebeur en 'n baie slegte ding gebeur, gaan jou brein kies vir 'n baie negatiewe ene, as jy nie oppas nie. En godsdiens, moenie dink godsdiens help nie. Ek het in die afgelope tyd gesien, toe almal so bang was vir die eindtyd en vir die wegrapings en vir alles wat voorlê, dat dit op vrees eksisteer.
dat al die sogenaamde eindtydkenners wat almal so bang gemaak het en die wat nog steeds aanhou om mense wêreldwyd bang te maak, vrees gebruik. Hulle vertel vir jou van skrikwekkende dinge wat gaan gebeur, van moorde en oorloë en dit en dat en doerie. Nou verseker weet die Bybel ook van dit. Ek is nie blind daarvoor vir openbaring nie. Maar ek weet dat om vrees brutaal en blaatant te preek, of wat politici doen om mense met vrees bang te maak, en vat jou brein na 'n lae brein toe. Daar's al studies gedoen dat predikers wat die heeltyd vrees en oorlog en aanslag preek, 'n bang gemeente het wat ophou om vir hulle self te dink. En ek sien dit hier teen die einde van 2025 al hoe meer. Christene wat banger is as ooit, meer donker te ken as ooit, meer weet van die donker as ooit. En dat ons, soos die tema sê, ons kyk, ons dink en ons doen, al hoe meer bepaal word deur wat rondom ons gebeur op sosiale media in gesprekke, as deur God. Dis 'n tragedie as godsdiens ook op vrees hardloop. As jy bang gemaak moet word om in God te glo, as eindtydgevare jou moet dreig om die Here te ken, as bang wees vir straf, die primêre beweegrede moet wees om jou tot geloof te bring, dan is die Bybel en Jesus in die moeilikheid wat hy nie is nie. En daarom kom die Nuwe Testament en leer my, Ou Testament ook, maar dat God se kyk verander het, dat Jesus iets met God se kyk gemaak het, dat die kruis in die pad kom staan het en dat God nou primêr 'n goeie kyk het. Hy is die goeie God. Maar in die Ou Testament het hy natuurlik 1-tot-1 in sonde vasgekyk. Hy het nie 'n keuse gehad nie, want hy is die God van geregtigheid. En hy het sonde raak gesien. En toe kom versper die kruis, God se kyk. En daarom moet jy en ek ook nuwe kyk aanleer, soos wat Jesus ons leer. Ons kort nuwe oë. Dit bly vir my die aangrypendste, Handelinge 9 vers 7. As Paulus vir Jesus op die pad na Damaskus toe raakloop, onthou jy wat gebeur met hom? Wel, hy val neer, dit onthou almal. Maar onthou jy, hy was vir 3 dae blind. Ek wens dit kon eintlik met alle gelowiges gebeur het, dat ons so 'n blackout gehad het. Dat ons vir 'n rukkie nie kon sien nie, en as ons oë oopmaak, saam met Paulus kan sien, soos hy sien. Wat het Paulus gesien? Nee, liewers wie? Christus. Van toe af het hy vir Jesus op elke plek gesien. Van toe af was Paulus 'n groter kenner van Christus as van sonde, van hoop as van hooploosheid, van lig as van dood, van lewe eerder as van oordeel. Van toe af het Paulus vir Christus gesien. Nee, hy was nie blind vir die sonde nie, maar hy was juist die verkondiger van Christus se lewe en Christus se hoop en Christus se opstanding. Hy was nie 'n fyn kenner van alles wat verkeerd loop nie. Ons kort nuwe oë, ons kort oë soos Paulus. Die Ou Testament weet dit ook. Psalm 119 vers 18 sê, open my oë, Here, om die wonderlike karaktereienskappe van die wet te ken. Dis Jeremia 5 vers 2 wat die volk van Israel waarsku. Julle dwaase, julle het ore wat nie hoor nie en oë wat nie sien nie. Dis Spreuke 20 vers 12 wat sê, ons het oë om mee te sien en ore om mee te hoor. Die Here het beide gemaak. Dit is 2 Konings 6 vers 17 waar Elisa bid, Here, maak my diensknegt se oë oop. Toe daai ruiters hulle so omring, onthou jy, maak my diensknegt se oë oop, sodat hy die oormag van die Here kan raak sien. Dis Jesus wat in Matteus 6 vers 22 en 23 vir ons waarsku en aanmoedig, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog donker is, hoe donker is jou hele liggaam nie. As jy verkeerd kyk, laat jy donkerte in jou in. En daar's te veel Christene wat dit doen. Ons vergeet Jesus se woorde, vat jou oog vas. Kry jou oog onder beheer. Dit is Job wat in Job 31 sê, Here, ek het my oog getem, dat dit nie sondige kyke gekyk het nie, dat dit nie 'n afloer kyk gehad het soos Dawid, as hy Batseba afloer nie. Maar my oog moet nie net wegkyk van sonde nie, my oog moet Godwaarts gerig word. Mag ek jou weer herinner aan Jesus,
wanneer hy as Christus, die opgestane Christus, kom besoek aflê by sy kerk in Laodicea. Onthou jy? Openbaring 3 vanaf vers 14. Dan maak hulle hom naar. Hulle maak hom siek, letterlik. Dis daai teks waar hy sê, julle is nie lou nie, en julle is ook, julle is nie koud nie warm nie, maar lou. En Jesus sê, ek wil julle letterlik uitbraak, maar ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan liewers vir julle kom kuier. En ek gaan 3 dinge saambring. Ek gaan wit klere bring, om julle naaktheid te bedek. Ek gaan goud bring, want julle is brandarm. En ek gaan oogsalf bring, want julle kan nie sien nie. En ek gaan by julle deur kom klop met 'n mandjie kos, en as julle oopmaak, Openbaring 3 vers 20, gaan ek inkom en saam met julle fees vier. Wow, wil ek sê. Ja, wil ek uitroep. Oogsalf, wit klere en goud en 'n ete saam met Jesus. Wat kan lekkerder as dit wees? Skuif jou blik Godwaarts. Kry nuwe oë, kry oogsalf by Jesus. Vra dat hy elke dag jou oë sal aanraak. Tweedens, ek kort nuwe oë. Tweedens, ek kort nuwe gedagtes. Hoor wat skryf Paulus vir Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 7. Ek lees dit ook uit die Nuwe Testament. Paulus sê vir Timoteus, dink goed na oor wat ek hier vir jou sê, want die Here sal jou help om dit alles te verstaan. Sorg dat jy altyd vir Jesus Christus die ereplek gee in jou gedagtes en in jou lewe. Sorg dat jy altyd vir Jesus Christus die ereplek gee in jou gedagtes en in jou lewe. En dan sê hy voor dit, dink mooi na oor wat ek nou vir jou sê. Ons kort nuwe gedagtes. Ons kort 'n nuwe dink. As ons gedagtes nie verander nie, gaan ons kop sink. Dit is Paulus wat vir die gemeente in Filippi 'n kosbare woord het. 'n Vergete woord in die kerk, want ons gedagtes is hier en daar en deur. Ons dink wat ons wil. Ek moet bely. Dis miskien die een ding wat my soms 'n klein bietjie moedeloos maak. Dat mense jare, soos my oupa sou gesê het, onder die geklank van die woord sit, maar dat die woord nie indring in hulle gedagtewêreld in nie. Dat ons nog dink wat ons wil, dat daar so 'n bordjie is langs ons koppe. Privaat eiendom, oortreder sal vervolg word. Nie eers die Here welkom in my gedagtes nie. Ek dink wat ek wil. Want ek hoor as mense praat wat hulle dink. Ek hoor wat ek dink as ek praat. My mond is een van die verraaiers van wat in my kop en in my hart aangaan. En nou kom Paulus en hy sê, gee vir Christus die ereplek. Skuif jou gedagtes. Hoe? Intentioneel. Moenie toelaat dat jou kop soos 'n woer met jou speel en dat jy die hele tyd dagdroom en dat gedagtes vrye toegang het nie. 2 Korintiërs 10. Ek arresteer, vers 4 en 5, 2 Korintiërs 10. Ek neem alle gedagtes gevange. Dis praktiese, konkrete, nie net advies nie, maar 'n voorskrif. Vang, arresteer gedagtes. Jy kan nie dink wat jy wil nie, want as jy dink wat jy wil, dan gaan dit jou emosies en jou gewoontes en uiteindelik jou gedrag bepaal. Vervang sinnelose, donker, destruktiewe gedagtes. Hoe? Filippense 4 vers 8. Hoor wat skryf Paulus uit die Nuwe Testament. Laastens, liewe gelowiges, alles wat waar is, alles wat eerbaar is en wat respek verdien, alles wat reg is voor God, alles wat rein en opreg is, alles wat vol skoonheid is en wat ons met verwondering vul, alles wat lof en erkenning verdien, ja, enige iets wat uitnemend is op morele vlak, en enige iets wat prysenswaardig is, dink asseblief daaraan. Alles wat julle geleer het, en alles wat julle ontvang het, en wat julle gehoor het, en wat julle gesien het in my lewe, doen asseblief daardie dinge, en die God wat vrede gee, sal met julle almal wees. Paulus sê, jy moet 'n totale nuwe denkstruktuur hê. Jy moet in rekenaartaal 'n nuwe operasionele stelsel hê. Daai kop waarmee jy tot geloof gekom het, is die kop wat gekruisig is, en gekruisig moet word. Jy moet nie net sê alles is op die altaar,
soos wat ons graag in die kerk sing, my alles is op die altaar. Weet jy wat is op die altaar as jy dit sing? Jou oë, jou gedagtes. Want as jy nie anderster kyk en anderster dink nie, is niks op die altaar nie. En dit lyk vir my gebeur met baie Christene. Ons sing graag my alles op die altaar en baie Engelse liedere. Maar ons laat toe dat die Here ons net so, hoe sê die ouens, so medium rare het. En dan klim ons af en ons skud die assies af, vat ons kop terug as ons by die kerk uitstap en vat ons ou gewoontes terug en daar gaan ons. En kyk wat ons wil kyk en lag wanneer ons wil lag oor enige sinisterre goed, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat edel is, alles wat opreg is. Dis wat ons moet doen. En dit vra 'n lewenslange oefening. Hoor mooi, dis 'n lewenslange geloofsoefening. Dit kom nie net so nie. Dit vra 'n leeftydse oefening om weg te kyk, om reg te kyk, om anders te dink, om nie deur sosiale media en almal rondom jou geïndoktrineer te word om soos hulle te dink nie, om groepsdruk te weerstaan. Want dis die ergste van alles. Ek sit net in die afgelope tyd na 'n televisiestorie en kyk ek en my vrou 'n realiteitsprogram. En ons sien hoe 'n paar van hierdie deelnemers, hoe iemand anders in die rug steek en na die tyd kom en sê, ag ek is jammer ek het dit gedoen, maar ek het nie die moed gehad om nie openbaar op te staan vir jou nie. En dit het ek al baie gesien. Ek het al mense gehad wat dit met my gedoen het. En dan na die tyd vir my om verskoning vra en sê, ag weet jy wat, ons moes dit nie gedoen het nie, maar nou ja, daar was publieke druk op ons. 'n Christen is iemand van integriteit, wie se oë, wie se gedagtes onder Christus se beheer is. Dis wat dit beteken as jy sê, kom agter Jesus aan. Dit beteken nie net soos ons gesing het, my goud en my silwer gee ek vir u nie, it goes without saying, soos die Hollanders sou sê. Ek gee my denke en my oë vir Jesus, want hierdie is 'n lamp. Jesus sê wat hier inkom en uitgaan bepaal hoe donker of hoe lig my lewe is. My kop is of 'n doolhof of dit maak my vry. Rig jou gedagtes op Christus. Dink wat waar en edel is en jou lewe gaan daarvolgens gebeur. En derdens, nuwe gewoontes. So ek kies nie net om anders te kyk nie. Ek kies nie net in die naam van die Here om anders te dink nie en ek doen dit ook. Ek kies ook vir nuwe lewensgewoontes, geestelike gewoontes. Paulus noem 'n paar. Ek wil sommer net 3 met jou deel. Nou die dag het ek ook by 'n e-kerkdiens by Filippense 4 stil gestaan. Maar Paulus het hier 3 geloofsgewoontes wat ek inoefen, aanleer en beoefen. Jy sien die ding van 'n gewoonte is laat dit aanhoudend gebeur. Dis wat mens verstaan as 'n gewoonte. Dis iets wat ek herhaaldelik doen. Dis iets wat ek aanhou doen. En party van ons het slegte gewoontes, soos om nie ons tandeborsels behoorlik te bære nie, of om nie ons skoene in die kas te sit in die aand voor ons gaan slaap nie. En dan raak dit 'n gewoonte. En ons doen dit later aan onnadenkend. Dis wat 'n gewoonte is. Jy dink nie daaroor nie, jy doen dit maar net. En jy is so 'n soort van op autopilot, op outomaties as jy dit doen. Nou, hier's 'n paar lewensbelangrike geloofsgewoontes. Filippense 4 vers 4, vervang kla met dank. Vervang kla met dank. Filippense 4 vers 4, wees altyd bly, omdat julle die Here se is. Laat ek dit nog 'n keer vir julle sê, wees bly. Dan sê ons almal, ja, amen, amen. Maar Paulus sê, vervang net kla met dank. Doen net dit. Sê net elke keer, ek weier. Vang jouself elke keer uit as jy kla. En vervang dit met dank. Ek het een keer vir iemand gesê, en ek hou dit as 'n reël, ons mag, as ek saam met mense sit, en dit geld vir myself ook, ons mag sê as dinge verkeerd loop. Matteus 7, moenie oordeel nie, het 'n ander betekenis, maar ons moet ook kan onderskei. Gelowiges het ook 'n oproep tot onderskeiding. Ek moet ook weet, verder in Matteus 7, wanneer ek my parels voor die varke gooi. Maar ek sê niks wat reggestel moet word, as ek nie 10 positiewe dinge kan sê nie. As 'n leraar vir my sê, dit gaan sleg in die gemeente, sê ek, vertel my eers 9 goeie dinge, dan praat ons oor die een, wat moeilikheid veroorsaak. Vertel my eers van 9 goeie
gelowig is voordat jy my vertel van een wat 'n probleem is. Vertel my eers van 9 deurbrake voordat jy praat oor een mislukking. Vertel my eers van 9 kere dat die Here tot julle redding verskyn het voor die een keer waar dit sleg gaan. Kom ons dwing onsself, ons kry onsself in 'n goeie geloofspatroon in. Eers dankie, dan baie min kere asseblief. In die Ou Testament lyk dit vir my was gebede andersom. Jy vra 9 keer asseblief, jy kla en dis net wat dit was. En toe kom Jesus in die Nuwe Testament en gradeer ons gebede op. Natuurlik mag ons vra, natuurlik, maar jy vervang kla met dank. Ons dreig nie. Ek sê altyd, iemand nou eendag vir my sê, ons moet meer dankbaar wees, ek het dit al vertel. Toe sê ek, moet my nie dreig nie, ek doen dit, moet my nie dreig. Ja, maar ek verstaan wat hy bedoel, ek sê nie, maar vertel my van wat jy vandag vir die Here dankie gesê, en gister vir die Here dankie gesê, saam met wie het jy gesit, en 'n klein dankfees gehou. Net vandag het ek nog vroegoggend saam met Moses, ons tuinier, 'n stukkie danksegging gehad, want ek neem hierdie voor die tyd op, want tans is ons in Europa, met 'n e-kerktoer. Maar ons kosbare tuinwerker het nie op die afgelope naweek provinsiale klere weer gekry. Hy's 'n 3-sprong atleet, hy's die beste 3-springer in Gauteng. En ons het saam fees gevier. En hy het vir my gesê, maar hy wou graag eerste of tweede kom. Ek sê, man, maar kom ons kla nie daaroor nie, kom ons vier fees en ons is dankbaar dat jy dit gemaak het. Tweede belangrike, as ons praat van nuwe gewoontes, vervang niks doen met goed doen. Dit sluit hierby aan. Paulus sê in Filippense 4 vers 5, laat almal weet van julle deernis en omgee. Die Here is naby. Kan ek weer sê, moenie dreig nie, doen dit net. As almal vir jou sê, die kerk doen niks nie, moet jy jou hand opsteek en sê, ek kies om te verskil, ek doen niets. En ek doen dit gereeld as mense dit vir my sê. Nou die dag het iemand vir my gesê, ja, ons is nie almal so bevoorreg soos jy nie. Ek sê, ek weet, dis hoekom julle die Here se seën mis. Ek doen net die normale Christelike lewe. Paulus sê, laat almal weet van julle omgee. Lek liefde uit. God sê dit. Kry 'n nuwe gewoonte. Vervang kla met dank. Vervang niks doen met iets doen. Met goed doen. Wat kos dit van jou om vir iemand 'n beker koue water te gee? Matteus 10. Wat kos dit vir jou om 'n klein feesmaal vir iemand te hou? Om vir iemand te bid, om vir iemand van die Here te vertel. Kry nuwe geloofsgewoontes in jou lewe en beoefen dit. Doen dit net. 'n Derde geloofsgewoonte, Filippense 4 vers 6. Vervang bekommernis met gebed. So, vervang kla met dank, vervang niks doen met goed doen, vervang bekommernis met gebed. Filippense 4 vers 6. Moenie bekommerd wees oor enigiets nie, bid altyd en oral. Smeek God en dank hom. Doen dit terwyl jy alles wat jy nodig het bekend maak aan hom. Toe ons nou die dag oor hierdie teks ook gepraat het ek gesê, ons draai dit net om. Ons is bekommerd in alles en ons bid oor niks. Paulus sê, bid oor alles en bekommer oor niks. Ons draai dit andersom. Ons is bekommerd oor alles en ons bid oor niks. Dis andersom. Bid. En ek het ook gesê, en ek wil dit weer sê, daar's 2 kenmerke van gebed vir die Nuwe Testament. Asseblief en dankie. Meer dankie, minder asseblief. Maar jy vra, smeek met ander woorde, en dan dankie jy. Paulus sê, jy wag nie vir 'n gebedsantwoord voor jy dankie sê nie. Dankie is nie 'n reaksie nie, jy sê altyd dankie. Wees in alle omstandighede dankbaar. 1 Tessalonisense 5 vers 16 en verder. Wat julle ook al doen, in woord of in daad, wees altyd dankbaar. Kolossense 3, 1 Korintiërs 10. Dankbaarheid is 'n geloofsgewoonte. Dus, ons sê vir mekaar in die naam van die Here vandag, skuif jou oë, skuif jou gedagtes, skuif jou gewoontes. Waarna toe? Godwaarts. Skuif jou oë, laat Jesus vir jou oogsalf gee, sodat jy Jesus op 10.000 plekke en nog meer in jou lewe kan sien. Skuif jou kop, soos Paulus vir Timoteus sê, sorg dat jy vir Christus die ereplek in jou gedagtes en in jou lewe gee. En bedink alles wat waar en eerbaar en mooi is. En leer nuwe geloofsgewoontes aan. Vervang kla met dankie, vervang niks doen met goed doen en vervang bekommernis met gebed. En weet jy wat? Jy sal die Here op nuwe maniere sien. Jou gedagtes sal nuut word. Soos ons begin het, wat die ou groot Engelse skrywer gesê het, William Blake,
As a man is, so he sees. Soos 'n deurleefde Christen is, so sal ons sien. Mag die Here ons help. Dankie Here, dat my oë u sinne is, my gedagtes u sinne is, en my gewoontes u sin is. Vorm my soos wat u ons graag wil vorm. Vorm my as bruikbare klei in u hande, in Jesus se naam. Amen. So die E-Kerk se weeklikse Bybelreis oor God se goedheid is weer aan die gebeur. E-Kerk is tot jou beskikking. As jy behoefte het aan berading op persoonlike vlak, skryf aan Dr. Jaco Pitter by berading@ekerk.org. As jy behoefte het aan gebed op persoonlike vlak, skryf aan Elmarie van der Westhuizen by gebed@ekerk.org. Dit word konfidensieel hanteer. Asseblief, gebruik hierdie kosbare persone. Ons het nie kletsbotte wat met jou praat nie. Dr. Jaco is 'n hoogopgeleide terapeut en 'n persoon wat lief is vir die Here. En Elmarie van der Westhuizen is hoogopgelei in sielkunde en sy's 'n deurleefde kind van die Here wat graag saam met jou wil bid. Skuif jou gedagtes, skuif jou kop, skuif jou lewe Godwaarts. Dit sal jou lewe vir altyd verander. Vrede vir jou.